Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, leraar van NG Oudtshoorn Park. Dis baie lekker om saam met julle te wees. Welkom aan Heartbeat FM, al die luisteraars en kykers, sowel as die YouTube kanaal daar van NG Park. Dis lekker om te weet, ons kan saam wees en die Here kom aan die woord. Ek is net 'n stofmens, ek verklaar my geloof vanoggend, ek verklaar dat Jesus my verlosser en saligmaker is, en ek bid dat die Heilige Gees vanoggend in hierdie boodskap aan die woord sal kom, en dat die Heilige Gees ook die naprediker sal wees. Ek bid ook vir wysheid uit die woord uit, en dat ons werklik hoor wat sê Paulus vanoggend vir ons. Hoekom die Here, hoekom praat hy met ons in 2025? Die tema is trek die nuwe mens aan, en die teks is Efesiërs 4 vers 17 tot 24, en ons praat oor bekering vanoggend. Wat is bekering? Wat beteken hierdie term bekering, en hoe leef ek daagliks hierdie bekering van my uit in 2025? Met al die uitdagings in my lewe, daar op die plaas, in die boerdery, in my besigheid, by die skool, by die werk, daar tussen my mense, daar by die mall, op my sosiale media, hoe leef ek my bekering daagliks uit? En dis waaroor ons vandag bietjie praat. Mag die Here aan die woord kom, dis my gebed. Maar voordat ons nou die teks gaan lees uit Efesiërs 4, kom ons bid saam. Kom ons bid saam en vra, Here, open ons oë vanoggend, open ons harte. Heilig en heilig is U, Here God. Ja, aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Ja, Vader, as ek voor U kom kniel, is ek 'n stofmens, en ek bid, Here, dat U nou sal spreek, U kinders luister. Elkeen van ons kom net soos ons is. Ons kom met ons bagasie, ons kom met ons siekte, bekommernisse, vrese. Ons kom ook vanoggend in hierdie diens in, Here, met net soos ons is. Ons het geen pretensies nie. Ons kom vra, Here, kom help ons, kom vat ons aan die hand en stap met ons die toekoms in. Heilige Gees, beheers ons gedrag, beheers ons denke, ons woorde, ons dade, dat ons vir U sal vrug dra, dat ons die bruilofskleed sal aantrek en gereed sal wees as die bruidegom ons kom haal as bruid. Dat ons gereed sal wees by die wederkoms, Here, dat ons gereed sal wees om vir U te leef elke dag, elke sekond. Maar Vader, help ons nou ook, dat ons nie net ons gedrag sal verander om te sê, nou is ek 'n goeie mens nie, maar dat ek 'n nuwe mens sal wees in Christus Jesus. Kom verander my kliphart en gee vir my hierdie hart van vleis, hierdie hart wat vir U aanneemlik is, wat rein is. Ja, Here, kom seën ons vanoggend. Ek kom bid nou vir hierdie prediking en vir die skrif, en ek kom bid, Here, dat 2025 het vir ons sal oopbreek soos 'n granaat. Ek loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek lees vir ons saam uit Efesiërs 4 vers 17 tot 24. Die ou en die nuwe lewe staan geskryf. Paulus is aan die woord in Efesiërs. Hy sê, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Luister mooi, hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister, en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig en hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak, hulle met onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mense in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.
Hierdie teks sê 'n paar interessante woorde. In die naam van die Here kom Paulus en hy doen 'n ernstige beroep. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister. En hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie. Maar luister mooi, moenie hardnekkig in onkunde volhard nie. Met ander woorde, moenie met hierdie harde harte wat verhard is, leef nie. Vra die Here om jou hart vanoggend te kom verander. En as ons dan praat van bekering, is die Griekse woord metanoia, wat beteken ek loop letterlik in hierdie rigting en die Here gryp in my lewe in. 'n Saulus Paulus, 'n bekeringsmoment op die Damaskuspad. Die Here gryp in en hy laat my ewe skielik in 'n ander rigting. Ek loop soontoe en nou draai ek om en ek loop absoluut in 'n ander rigting. So ek doen nie meer die dinge nie. Ek leef nie meer daai ou mens nie. Ek het nuut geword. En is God wat my kom nuut maak het. Vriende, die gevaar van bekering kan wees, dat ons ook, soos wat ons in die lewe maar is, sekere dinge begin doen stereotyp. En dat ons ergens 'n bekeringsmoment gehad het. Ons praat ook van wedergeboorte, daai eenmalige keer wat ek my hart vir die Here gegee het. En dis pragtig. Dalk het jy 'n dag en 'n datum en 'n uur en jy kan dit onthou vanoggend. Maar as ons dan kyk hoe het ons lewe daarna verloop, dan is die gevaar daarin dat ons ook begin lou word het, begin koud word het. Dat ons ook dalk die Bybel so goed ken en ons ken die kerk en ons ken tradisie en ons verstaan wat is dit om 'n Christen te wees, maar ek is nie aan die brand vir die Here nie. Ek het in my bekering en my geloof begin vervaag. En ek het begin besig raak in my gedagtes met dinge wat my gedagtes, my verstand laat verduister het. Met ander woorde, ek het weer teruggekeer na die ou Adam toe. En ek het begin ou Adam dinge doen. Ek leef nie meer in die nuwe Adam nie. Ek leef nie meer in Christus Jesus nie. Nou die bekende kan dikwels gevaarlik wees, omdat ons later onnadenkend foute sal maak. Nou wat bedoel ek daarby? As jy maak nie saak in watter werk jy staan nie, en jy begin so half roekeloos en nalatig te leef, die bekende, as jy dalk 'n voertuig se wiel moet opsit, en dis jou werk om hierdie tyre op te sit, hierdie wiel op te sit, en jy draai nou hierdie boute vas, en dan, jy is maar so gewoond, want jy doen dit dalk elke dag, en ergens maak jy dalk 'n fout, en jy dink, het ek hierdie ding vasgedraai, of het ek nou nie, maar ek doen dit mos maar elke dag, so ek sou dit seker goed gedoen het, en dan het jy nie, en ergens kom daai wiel af, het kan lewensgevaarlik vir iemand dalk wees, as jy nie 'n wiel styf vasmaak nie, en dit is jou werk. Selfe met 'n dokter dalk, of selfe met 'n tandarts, of kan 'n klomp beroepe dink daar buite. Jy doen 'n ding elke dag, ja man, ek doen dit mos elke dag, ek sny elke dag hierdie ou oop, of ek doen elke dag dit, maar as jy nie gaan spesifiek gefokus wees op dit wat jy doen nie, intentioneel nie, en jy maak maar staat op ervaring, of ek doen dit maar, dis maar hoe ek dit doen, dan kan jy dalk ergens 'n fout maak. Die bekende kan gevaarlik wees as jy dit onnadenkend doen. Dit gaan ook so in ons geloofslewe, vriende, as ons net stereotyp begin godsdienstiges raak. Jy gaan kerk toe, jy ken die Bybel, jy sing 'n bietjie, jy doen die liturgie, jy ken godsdiens, jy weet wat van jou verwag word, jy lyk en jy vertoon soos 'n Christen, maar is jy 'n wedergebore kind van die Here wat tot bekering kom en wat bekering verstaan? Wat elke dag op hierdie bekeringspad van heiligmaking loop saam met die Here? En daarom kom ek vanoggend met hierdie een vraag: het jy 'n persoonlike verhouding met die opgestane Jesus? Het jy 'n persoonlike verhouding met God? En as ons so 'n oomblik daarby kan stil staan, het ek 3 punte wat ek nou wil aanraak uit die woord uit Efesiërs uit wat ons nou net gelees het. Die eerste vers waarby ek so 'n oomblik wil stil staan is Efesiërs 4 vers 22.
Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Met ander woorde, die ou sondige mens moet uitgetrek word, sê die oorspronklike Grieks eintlik. Trek die ou sondige mens uit. Hierdie ou sondige mens gaan ten gronde deur misleidende begeertes. So trek die ou sondige mens uit en trek die nuwe mens aan. En dit is waaroor vanoggend se prediking gaan. Trek die nuwe mens aan in Christus Jesus. Nou vriende, kan ek dit op my eie doen? Die antwoord is nee. God kom en hy verander my. Maar ek moet besef, as ek die verlore seun is en tussen die varke lê, dat daar 'n vaderhuis is. Ek moet daai besef hê dat ek na God toe moet teruggaan. Ek moet tot bekering kom. En ek moet verstaan, ek het God nodig. En dan moet ek gaan na sy vaderhuis toe. Die Here wil ook my hart sien en wil sien, maar ek kan nie meer op my eie nie. Ek wil verander. Ek wil 'n nuwe mens wees. Efesiërs 4 vers 22 sê Paulus, ons moet ons ou lewenswyses kom aflê. Bedrieglike begeertes. Die hele lewe is deurtrek daarvan. Vriende, elke dag staan jy voor 'n uitdaging. Wat gaan jy sê? Of dit nou op sosiale media is, gaan jy maar saam lag as daar 'n vuil grap is. Gaan jy die vuil grap maak op jou foon, WhatsApp of dit aanstuur, Instagram. Na wat kyk jy, die TikToks en die goed waarna ons kyk op Facebook, die reels waarna ons kyk? Is dit vir God goed en aanneemlik die dinge waarmee jy besig is? Waarmee vul jy jou gedagtes? Waarmee maak jy jou vol? Vriende, ons moet vir mekaar eerlik om sê, watter taal kom al by ons mond uit? Is dit geloofstaal? Is dit agape taal, liefdestaal? Of is dit vuil taal? Is dit afbrekende taal, skindertaal, swartsmeertaal? Watter taal kom by ons uit? Wat gaan in my gedagtes aan? Wat leef in my mens wees? God weet dit alles, want ons leef 'n lewe voor die aangesig van God, maar ons moenie net 'n ou lewenswyse aflê om te sê, ag, maar ek wil 'n goeie mens nou wees nie. Ek wil goeie dinge begin doen, dan is ek 'n goeie mens nie. Good people don't go to heaven, believers do. En ons moet dit kom hoor. Jy moet in 'n verhouding met God kom staan. Help nie net ek sê ek doen goeie goed nie. Daar's baie mense wat goeie goed doen, wat nie eers Christene is nie. So ons kan nie hierdie as 'n reël gebruik en sê, ja, maar daai is 'n goeie mens nie. Jy moet 'n nuwe mens wees. Jy moet die nuwe mens kom aantrek in Christus Jesus, want kinders van die Here is uitstaan mense. Jy kan sien dis 'n uitstaan mens as jy met 'n uitstaan mens werk. Jy kan sien hierdie persoon ken die Here en stap 'n pad saam met die Here. Dis radikaal breek met die sondige natuur. Jy kan nie kom en sê, maar ek is 'n nuwe mens en ek het 'n bekering gehad, ek het die Here ontmoet en môre doen ek maar dieselfde sonde nie. Hoeveel keer in my lewe het ek dit al gesien? Mense kom tot bekering, dit hou 'n week of 2 en dan doen hulle maar weer hulle ou sonde van gister. Vriende, ons kan nie. Want dan is daar iets in my binneste wat ek nog nie meer breek nie. Dan sit ek so onder die duim van Satan. En dan kom beheers hy my lewe. Jy sing lofprysing Sondag. Oor jou lippe kom hierdie lofwoorde. Jy lees die Bybel, maar hoe lyk jy Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag? Wat gaan in jou lewe aan? Sien vriende, mense moet dit kan sien. Ons hoef nie altyd hierdie bekeringspreke te hê nie. Ons kan partykeer niks sê nie en mense kan ook sien in ons gedrag dat ons kinders van die Here is. Preek oral sonder om 'n woord te gebruik. Maar as ek opstaan vir iets, as ek staan vir gereg en geregtigheid, as ek staan met integriteit as kind van die Here, dan wys dit dat ek vrugte dra wat by my bekering pas.
Vriende, dis nodig om te hoor, bekering is die afsterwe van die ou mens. Johannes Calvijn skryf in die institusie van die Christelike godsdiens, ware bekering is 'n opregte hartseer oor sonde en 'n opregte begeerte om God te behaag. So ek het 'n ware berou oor my sonde, 'n opregte ware hartseer berou oor my sonde. Ek bely my sonde. En ek het die opregte begeerte om God te behaag. Gaan sit onder 'n boom. Vriende, gaan kyk na jou lewe. Gaan doen introspeksie en vra, Here, wys vir my plekke uit waar ek tot bekering nog moet kom. Waar ek nie dinge sê wat U behaag nie, nie dinge doen wat U behaag nie. Waar's my gedagtegang? Dat ons nie hardnekkig en onkunde sal verhard met harde harte nie, dat ek nie afgestomp sal raak nie, want om die heeltyd in stereotyp te leef, beteken dat ek dink ek is met die regte goed besig. Die bekende is vir my mos nou goed, want ek ken die bekende, dis maar wat ek elke week doen, maar is die bekende reg? Of is ek besig om te sondig? Het ek maar net in 'n normale gang gegaan, dat my godsdienstlewe ook maar net nog iets is wat ek doen. Dis so 'n gewoonte godsdienst vir my. Gaan maar kerk toe, gaan maar huis toe, die werk van die week gaan maar aan, ek het al hierdie plekke en putte waarby jy moet wees, en dinge wat jy moet doen. Maar staan jy in 'n optimale verhouding met die opgestane Jesus? Met ander woorde, vriende, moenie laat daar bedrieglikheid binne in jou wees nie. Toets jouself vanoggend. En gaan toets jou aan die woord van die Here, die vrug van die Gees. As ek met die sondige natuur of met God besig, gaan lees sommer 1 Korintiërs 13, daarvan af vers 4 tot 7. Hoor, het jy geduld? Is daar afguns? Waar is jy op hierdie stadium in jou verhouding met God? Want dan sal die vrugte begin dra, die vrugte sal pas by jou bekering. Calvijn wat sê, 'n ware bekering moet ons eers hartseer wees. Dis soos die verlore seun wat besef het, hy het God nodig, hy kan nie sonder God nie. Dan moet daar daai opregte begeerte wees, ek wil by die Vaderhuis uitkom. Ek wil God behaag met wat ek sê, met wat ek dink en met wat ek doen. Hoor ons dit vanoggend. Die tweede punt waarby ek wil stil staan is vers 23. Kom ons lees dit. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Met ander woorde, Paulus kom sê, moet vernuwe word in die gees van julle denke. Dis wat die Grieks eintlik sê, ons denke moet vernuwe word. Julle gees en julle denke moet nuut word. En ons weet dit, ons hoor ook wat die woord van die Here vir ons kom sê, en ons verstaan wat Paulus vir ons kom sê. Daar in Romeine 12 praat hy ook daarvan. Hy sê in Romeine 12 vers 1, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self, met ander woorde, julle liggame, julle alles, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Dan sê hy, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, nuut maak, deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Paulus sê dit ook in 2 Korintiërs 5 vers 9, al wat ek begeer is om die wil van God te doen, maar hoor gou mooi, laat God julle verander, nie die wêreld nie, nie 'n tydskrif nie, nie 'n TV-program nie, nie sommer net wêreldse dinge nie, moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie, laat God jou verander deur die woord en gees, sodat jou denke kan vernuwe. Dis 'n ingrype van God deur sy woord en gees, dat jy as mens in totaliteit verander. Vriende, kom bely jou sonde vandag. Kom erken jy het God nodig. Daai ding wat jy dink jy wegsteek, God weet daarvan.
kom vandag en wees vir 'n slag eerlik met jouself en met God, want hy weet. Bekering vind plaas die oomblik wanneer jy jou sonde bely. En dan laat jy toe dat God jou denke sal vernuwe, die aflegging van die ou mens, maar ook 'n innerlike vernuwing wat plaasvind. Dietrich Bonhoeffer, die bekende, skryf in The Cost of Discipleship, sê hy, bekering is nie net 'n verandering van gedrag nie, maar 'n verandering van denke en hart. So transformasie is noodsaaklik, sodat ek met my lewe God kan behaag. Hoor ons dit vanoggend? Ons is dalk op 'n plek waar ons sê, ag dominee, hierdie preek, ek het dit al in my lewe 100 keer gehoor. Ek hoor wat jy sê, ek is okay, dan moet jy worry. As jy daai gedagtes het, moet jy klaar worry. Want as jy op daai punt kom en dink, maar ek is okay, ek het nie nodig om nog 'n keer hierdie teks te hoor nie, dan's ek ook bekommerd. Vriende, dan moet ons juis gaan introspeksie doen. Dan moet jy juis gaan seker maak, maar waar is jy in jou geloofslewe? Het dit maar net 'n gewoonte godsdiens vir jou geword? As Bonhoeffer sê, bekering is nie net 'n verandering van my gedrag nie, want ons dink baie keer, ag ek moet net 'n goeie mens word, daar moet net 'n bietjie meer regmerkies by my naam wees as strafpunte, want as ek nou 'n klomp strafpunte het, gaan ek detensie sit en gaan ek gestraf word, maar ek het daarom 'n klomp regmerkies, kyk wat so goeie goed het ek gedoen. Vriende, dit werk nie so nie. Ons weet mos nou dit werk nie so nie. Hoe lyk jou lewe as God se lig op jou kom skyn? Wie is ek en jy vanoggend? En daarom is dit nodig om te verstaan, jy moet dat God jou van binne af verander. Dat dit wat by jou mond uitkom, genade, vergifnis, deernis, empatie, simpatie, jou menswees verander. Jy kyk met sagte oë, daar's iets anders wat in jou plaasvind, as jy kind van die Here is. Die derde punt, en dit is Efesiërs 4 vers 24. Nou, ons het nou in vers 23 gehoor, ons gees en gedagtes moet nuut word. Nou sê hy, lewe as nuwe mense. Hier kom hy woorde weer, trek die nuwe mens aan. Ons het dit in vers 22 ook gehoor, ons moet die sondige mens uittrek. Letterlik sê die Grieks, trek het uit, trek die nuwe mens aan. Hoor ons dit, wat beteken dit geestelik? Trek die nuwe mens aan, trek die ou mens uit. Betekende, ek en jy is as beeld van God geskep, die transformasie, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Ons is geskape om soos God te wees, in ware geregtigheid en in heiligheid. Hoor ons dit vanoggend, geskape na die beeld van God. Ons moet heilig gaan leef, ons moet met integriteit en geregtigheid moet ons leef. Wie is ek as mens? En as ons 'n oomblik om stil staan, dan hoor ek die oproep wat ou Johannes die Doper het, daar in Matteus, ek dink is in Matteus 3 vers 8, Johannes die Doper se prediking, en waar hy dan sê in vers 8, dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Hy sê, julle verkeerde lewenswyse, sê hy in die oorspronklike Grieks, moet julle laat staan. Wat staan jou verkeerde lewenswyse? Dra liewer vrugte wat by jou bekering sal pas. Wat sê jou bekering? Wat is die getuienis wat jy uitdra? Wat hoor mense as jy begin praat, as jy jou mond oopmaak? Wat hoor mense? Wat sien mense van jou? Vriende, dan daai scary plek, wat dink jy in jou kop? Ons gedagtes vul ons met 'n klomp dinge. Die oproep is, bekering moet sigbaar wees. Jy moet kan sien, hierdie ou is anders. Daar's iets anders aan hierdie ou. Hy's nie meer met die ou sondige dinge besig nie. Martin Lloyd Jones skryf in The Studies in the Sermon on the Mount, sê hy die volgende, die toets van ware bekering is nie net wat ons glo nie, maar wat ons doen.
Dis maklik om te sê, as ek jou vra, glo jy in Jesus? Ja, ek glo in Jesus, maar ek glo, maar wat doen jy? Daar wat die tekkie die teer slaan, daar wat dit prakties moet begin raak. Andy Stanley, Amerikaanse teoloog, sê application is everything. Om dit te gaan toepas, om my geloofslewe te gaan toepas, om vrugte te dra, laat mense dit kan sien, dis die moeilike een. Daar begin ons nou te sien, waar is ons? Iets wat vir my so 'n bietjie uitstaan is, bekering wat 'n voortdurende proses is. Vriende, ons moet nie dink, as ek nou vandag hierdie boodskap hoor, ek gaan die Here vra, ek wil tot bekering kom, en ek bely my sonde, en nou is dit verby nie, nou is ek daarom op 'n goeie plek weer vir die volgende paar jaar nie. Nee, vriende, dis 'n voortdurende proses. Heiligmaking is 'n proses tot die dag van jou dood toe. Lukas 9 vers 23 sê die volgende: Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Ons lees baie keer vinnig oor daai teks en hoor, ja, as iemand agter Jesus wil aangaan, moet hy homself verloon en hy moet laat staan met die ou dinge en die ou mens en hy moet sy kruis opneem en my volg. Maar jy mis dalk 'n woordjie, elke dag sy kruis opneem en my volg. Hoor ons dit? Dat jy elke dag op hierdie bekeringspad moet wees. Elke dag moet jy gaan stil staan en sê, Here, vandag trek ek die wapenrusting aan. Here, vandag seën my, beskerm my teen die brandpyle. Here, maar meer as dit, ek wil vandag dinge sê, dink en doen wat vir u goed, aanneemlik en volmaak is. Nog 'n teks wat hierby aansluit is 2 Korintiërs 4 vers 16 wat ek ook wil lees. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Luister mooi, al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons word vernuwe deur wie? Die Heilige Gees. Innerlik, van dag tot dag. Jesus sê, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Maar ek gaan saam met julle wees. Jy is nie alleen nie. Ek sal nie op my eie 'n nuwe mens kan wees nie. Dis God wat my kom verander. In Nikodemus, dis van bo af. Paulus sit in Filippense 4 in die tronk. Hy sê hy wil vrede. Hy het 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat hy van bo af gekry het, van God af gekry het. Laat God toe om jou te verander in jou diepste wese. Dat jy 'n ander mens sal wees. Die afsterwe van die ou mens, die vernuwing van die gemoed en die aantrek van die nuwe mens. En dan sal my lewe 'n getuienis vir God wees. Dan sal mense sien, hier stap 'n kind van die Here. Ek wil afsluit en ek vat saam met 3 punte, 3 kort punte. Bekering is waar die mens verander. Daai verandering wat plaasvind. En ek wil vir jou kom sê, dit beteken nie nou om te sê, ag, ek wil 'n goeie mens wees nie. Ek gaan net kyk of ek 'n paar goeie dinge kan doen nie. Nee, dis 'n absolute myself in die hande van God plaas wat goed is. En hy verander my, so ek kom sê, Here, ek kan nie meer nie, maar ek wil vra dat u deur my sal leef, nie meer ek nie. En ek wil vir jou kom sê, daai verkeerde dade wat jy doen, kom bely dit voor die Here vanoggend. Kom plaas jou self in die hande van God, die een wat goed is. So bekering is nie net om te sê, ek gaan nou goeie dade net doen nie, maar dit is om werklik daai absolute ontmoeting met God te hê en jou in sy hande te kom plaas. Die tweede punt wat ek vir jou wil saamstuur vandag op jou reis. Bekering beteken om huis toe te kom na God toe.
na hom wat heel maak, wat genesing bring, wat red, wat jou kom toevou met sy arms van genade en liefde. Bekering beteken ek moet huis toe kom, na God toe kom, want ek kan nie op myself nie. Die wêreld gaan nie vir my 'n antwoord gee nie. Moenie aan die wêreld gelyk word nie, maar kom huis toe. Kom na God se huis toe, soos die verlore seun, kom huis toe. En is hy wat heling en genesing in jou lewe gaan bring. Maar dit gaan beteken dat jy daai in beweging moet kom. Kom huis toe na God toe. En dan die derde en die laaste punt, vriende, net God kan jou nuut maak, nie jouself nie. Nie 'n dominee nie, 'n pastoor nie, net God kan jou kom verander. Soek dus eerlik God se aangesig. Begin jou Bybel te lees en te bid. Lees jou Bybel, bid elke dag. En ons hoor dit, die eenvoudige ou liedjie, maar staan in verhouding met God. Soek sy aangesig elke dag op. Net God kan jou nuut maak. Ek bid dat jy werklik hierdie boodskap vanoggend sal vat en sê, maar ek hoor dit. Ek wil nie net dit hoor nie, maar ek hoor Efesiërs, as Paulus vir my kom sê, maar ek moet verander. Ek kan breek met hoe ek leef en hoe ek vroeër was, die ou mens. Nuwe mens, ja, alles het nuut geword. God kom maak nuut. Hy kom gee tweede kanse. Hy spesialiseer in tweede kanse. Maar dit beteken dat ek van my kant af kom sonde bely en die regte verhouding met God staan en pleit elke dag en sê, Here, ek wil u wil doen. Help my dat ek u wil sal doen vandag. Dis my enigste begeerte. Vriende, let op waarmee maak jy jou vol. Wat lees jy? Watter media kyk jy? Watter dinge is jy mee besig? Hoe lyk jou vriendekring? Waar beweeg jy? Let op waarmee maak jy jou gedagtes vol. Is dit met God se dinge of is dit met wêreldse dinge? Ek kom bid vanoggend dat jy werklik sal vrugte dra, dat jy God sal verheerlik as mens. Kom, gaan vandag in 'n introspeksie en sê, Here, ek kom kniel as 'n stofmens voor u. Ek bid dit vir jou in Jesus naam vandag, en dat jy by daai vrede sal uitkom, wat alle verstand te bowe gaan. In Jesus naam. Amen. Here, dankie dat ons kon saam wees vanoggend in hierdie boodskap. Help ons om daagliks ons ou sondige natuur af te lê, en dat ons daagliks ons denke sal vernuwe. Dat ons die nuwe mens sal aantrek, soos ons vanoggend in Efesiërs 4 hoor. En laat ons as nuwe mense sal gaan vrugte dra, vrugte wat by ons bekering pas. Ek bid dit vir almal vanoggend in Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle ingeskakel het. Goedheid en guns vir julle, ons gesels weer.